Goeiedag en baie welkom by Kraggekammer Gemeente. Dit is vir ons verskriklik lekker dat jy inskakel. Ons hoop jy geniet vanoggend. Soos gewoonlik het ons 'n wonderlike span mense wat saam met ons hierdie erediens vier. En ek hoop regtig dat daar waar jy is, dat jy iets van God se grootheid sal beleef. Vanoggend gesels ons dan nou en ons vra die vraag: waar is God in hierdie seisoen waarbinne ons onsself beleef? En ek sal sê die subtema van vanoggend is om te sê dat ons God is die koning van die heelal. Ons God is die koning van die heelal. En mag hierdie boodskap op vele maniere ook uitkom waar hy moet uitkom. En ons bid dat die Here dit sal gebruik tot eer van sy naam. Ek wil sommer die geleentheid gebruik maak om julle net te vertel, ons as gemeenteleiers is verskriklik, hoe kan ek sê, afwagtend om weer in die kerkdiens fisies by mekaar te kom. Dit is iets wat regtig, ek dink ons almal na verlang en ons wil daar wees, maar op hierdie stadium weet ons ook dan nou van die gevare. En tot op verdere kennisgewing gaan ons nie eredienste fisies binne in die kerkgebou hê nie, maar ons begin onsself regmaak om in daai rigting te beweeg. En ook het ons gedink dat 'n goeie oorgang sal wees om 'n inry erediens te hê. So kyk uit vir die inligting oor dit. Ons is besig om dit te organiseer. Dit sal bloot beteken dat jy met jou kar kom en jy dan nou in die kerk se terrein sit en ons gaan dan nou 'n diens hê daar. Ons gaan dit uitsaai en jy gaan dit dan nou op jou radio ook dan nou kan luister. So ons sien regtig uit daarna. Vir ons is dit regtig belangrik dat ons mekaar daarom net gesien kry of net daai gevoel gee van ons is nog in een stap met mekaar. Al beteken dit om mekaar net op so 'n manier te sien. Ek hoop regtig dat vanoggend vir jou iets sal oopbreek. Die afgelope week het ek soveel wonderlike gesprekke gehad met tieners in ons gemeente. En wie net gesien hoe belangrik dit is om na mekaar toe uit te reik, om iemand te hê vir wie jy kan sê, weet jy wat, dit gaan met my bietjie taaf, wil jy nie net vir my bid nie. En as jy nie so 'n persoon het nie, dan wil ek jou regtig uitnooi om ons as leiers te kontak, enige een van ons kerkraadsleiers of dagbestuur. Jy kan enige iemand of ons jeugmentors, jy kan enige een van ons kontak en sê, weet jy wat, dit gaan my moeilik, wil jy net vir my bid hê. En dan tweedens om vir mense om jou te sê, weet jy wat, ek is beskikbaar. Om vir mense te sê, weet jy, as dit 'n moeilike dag is, ek is hier om vir jou te bid. En dis iets wat ek by die tieners geleer het hierdie week weer, om as vriende vir mekaar te sê, ek is hier vir jou. Ek herinner jou net daaraan. Jy weet dit, maar ek herinner jou net daaraan. Jy kan my net 'n SMS of 'n WhatsApp stuur en ek sal daarop reageer. So as dit twee dinge is wat jou miskien kan help, dan vra ek dat jy dit ook dan nou in die week sal doen. Die Here regeer en die Here is teenwoordig. En ek gaan vir ons 'n kort gebed doen as 'n inleiding net, om ons net in die regte posisie te bring. En my gebed is dat jy die belewenis sal hê dat God teenwoordig is en dat God regeer. So kom ons vat 'n oomblik en ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U is met ons. Here, dankie dat ons ook in vanoggend se boodskap kan hoor dat ongeag die seisoen waarbinne ons is U altyd besig om U self aan ons te openbaar. Here, miskien sit daar iemand wat na hierdie uitsending kyk wat nodig het om te sien wie U is. Here, dan bid ons dat U hulle sal aanraak. Ons wil bid vir elke familie, bid vir elke besigheid, ons wil bid vir elke staatsinstansie, vir elke leier, vir elke kerk. Ons bid, Here, dat ons sal sien wie U is. Here, mag U ook vanoggend gebruik, of vandag gebruik in hierdie boodskap, om oop te breek wie U is. Baie dankie dat ons op U kan vertrou. Ons bid dit in U grootte en in U heilige naam. Amen.
in this changing world, in this land of uncertainty. You are the rock in the middle of the waves. Yes. You called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. Yes. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And this is what I do. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, And you are. and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. A sovereign hand will be my guide. Thank you. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't stop now. Hallelujah. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, And you adopted me. you are mine. Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Yes. Take me deeper than my feet could ever wander. Deeper. My faith will be made stronger in the Stronger. presence of my Savior. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders. Ah. Let me walk upon the Let me water, walk with you. wherever you would call me. Call me. Take me deeper than my feet could ever wander. God, I want to go deeper. My faith will be made strong. Make my faith stronger. In the presence of my Savior. Come on. Right now we need you. We can't do it without you. Can't do it without you. Right here, right now. Yes. Some way, somehow. Lord, we need you. Right now we need you. We can't do it without you. We tried it on our own. Right here, right now. We fail every time. Some way, somehow. Everybody sing. Come on. Right now I need you. We can't do it without you. Right here. Right here, right now. Some way, somehow. Some way, somehow. Time will call upon me Father. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, and you are mine. Kom ons bid saam. Dankie vir die reën, Heer. Dankie dat U vir ons water gestuur het om elke liewe dag te kan gebruik. Nie net water uit die hemel uit nie, maar water om van te lewe. Dankie dat U vir ons daar is elke liewe keer as ons val, elke liewe keer as ons seer kry. Dat U vir ons beskerm en U in ons in die liefdevolle arms ontvou. Liewe Heer, ek vra dat U vir ons asseblief sal wys dat ons elke liewe dag die beste kan wees wat ons moet wees. Nie net om dit vir ons te doen nie, liewe Heer, maar om U naam te kan groot maak.
en vir die wêreld daar buite te kan wys wat U grootheid en U liefde kan doen. Ons vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ek word tot vandag toe nog gespot deur van my Somerset vriende, want ek het eendag in 'n herfs, dit was herfs en dit was eers so koud hier, die daag ek my selgroep aan op met 'n missie op my kop en handskoene in my hande en van daai dik kouse wat jy dra as jy gaan jag. En volgens hulle was dit glad nie koud genoeg vir al hierdie dinge nie en so spot hulle my tot vandag toe. Maar partykeer dan as jy so koud word, maak nie saak wat jy doen nie, jy kan net nie warm word nie. Nou hier in Port Elizabeth is dit regtig nie die geval nie. Ek dink ons het redelike goeie weer. Ek dink die koudste plek wat ek van weet in Port Elizabeth is waarskynlik ons eie konsistorie. Daai plek is soos 'n yskas. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie met jou praat oor 'n boek in die Bybel wat vertel van 'n winterseisoen. En hierdie boek is so koud dat as jy jou hande daar sit en jy begin te lees, dan word jy onmiddellik ingetrek in hierdie seisoen van winter. Dit is natuurlik die boek van Job. En die geweldige, onmenslike, moeilike ding van hierdie boek is om te aanvaar dat dit binne hierdie koue winterseisoen is wat God sy liefde aan ons in die mees intiemste manier moontlik kom oopbreek. Dit is binne hierdie ysige koue wat ons eerstens sien dat God wel groter is as ons verliese. God is groter as ons lyding, groter as ons seer kry, groter as ons bekommernisse. En ek dink een van die uitdagings van Job is dat so baie mense rondloop met die gedagte dat winterseisoene is eintlik net vir mense wat nie in God glo nie. Dit is vir die klomp nie gelowiges. God gebruik dit in hulle lewe tot groot vrug. Maar soos ons weet is dit bloot net nie waar nie. Die probleem met vanoggend se teks is dat hierdie verhaal is my en jou se verhaal. Dit begin met die woordjie is, U-S. Dis 'n fisiese plek. En dit sê, dit is oos van iets anders. Oos van wat, mag jy miskien vra? Is oos van die geografiese gebied waar die Israeliete, God se mense gewoon het. So, van die eerste oomblik wat ons begin lees in hierdie teks wat ons nou gaan lees, moet jy besef dat hierdie is God se liefdesverhaal in hierdie wintertydperk. Hierdie persoon is 'n persoon wat nie in die groep van Israel is nie. Dit is in diepste iemand buite hierdie verhaal van die Israeliete. En daarom kan ons vanoggend dan nou sê dat hierdie storie wat ons nou gaan lees en waaroor ons nou vanoggend gaan praat, is my en jou se storie. Dit is 'n uitbeelding van my en jou se eie lewensreis met God. Nou as ons so 'n bietjie oor Job gesels, Job is geweldig regverdig, hy's gelowig, hy's diensbaar, hy's vriendelik. Hy's een van daardie soort mense wat net ongelooflik is in sy geloof. Hy lei 'n goeie lewe. Hy is gehoorsaam aan God, hy is lief vir God. Ons lees dat hy so gehoorsaam is aan God dat hy selfs ekstra offers na die tempel toe vat vir sy kinders, vir ingeval daar iets is wat hulle gedoen het wat hulle nie van weet nie. Dit is die persoon wie Job is. Dit wat hy het, deel hy. Die seëninge wat hy ontvang, seën hy ook ander mense mee. Maar dan, as ons daar in die eerste vers van in die eerste hoofstuk vers 6 lees ons, dat daar gebeur 'n radikale skuif. Daar kom 'n groot skuif in Job se storie. So kom ons lees saam oor hoe hierdie groot skuif dan nou plaasvind in Job se storie. En dit is Chantal Gerber wat vir ons gaan lees. So kom ons luister saam. Dit is Job 1 vers 6 tot 12. Kom ons lees saam. Die skriflesing is Job 1 vers 6 tot 12 en Job 38 vers 25 tot 27. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was onder hulle. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien?"
Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here: Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al so goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan: Alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Ons lees dat die Satan slaan neer op Job. En hy verloor in 'n kwessie van 'n paar verse, sy vee, sy slawe, sy kinders. En die slegte tyding bly net aan inrol. En miskien was jy al daar waar jy net voel, ek kry net nie 'n breek nie, dis net die een ding op die volgende wat met my gebeur. Job is stikkend, dit los hom op 'n baie emosionele plek. Hy is gebreek. En die probleem is, die Satan is nog nie klaar met Job nie. En ons lees dan, net soos wat Paulus daar in die donker tronk sonder hoop gesit het, dan begin Job sy pad terugvind om 'n koneksie te maak met God. Job begin as te ware 'n gelowige geveg, as jy wil. Job begin wat die Bybel van praat as die geveg in die gees. Die stryd is nie in vlees en bloed nie, die stryd is in die gees. Job begin om sy stryd met homself voor God in aanbidding te kry. Ons lees dat Job het nie net gaan sit en sing nie. Dit was 'n proses, daar was 'n geveg wat plaasgevind het vir Job om op daai plek te kom. Hy het deur hierdie stryd geworstel, hy het sy klere geskeur, daar was 'n proses van rou. Ons lees op een stadium, dan skeer hy sy hare af, as 'n teken dat hy reg is om oor te begin. En toe het hy homself op die laagste plek denkbaar gaan sit, as 'n teken dat hy reg is om oor te gee. Hier is 'n geweldige stryd wat ons van moet kennis dra. Om jouself in 'n seisoen van verlies op hierdie punt te kry, vat geweldige geestelike, innerlike stryd. Ons moet notisie neem dat Job is in 'n stryd. En soms word ons bang vir hierdie stryd. Soms tree ons terug. Dit is so waar dat ons so baie keer mense net wil regkry. Ons wil mense net bemoedig. Ons wil net vir hulle sê dat alles gaan reg wees, sonder dat hulle self deur hierdie stryd met God loop. Selfs gebroke soos wat Job is hy nie afgebreek nie. God beweeg nie net in nie. God ken die krag van ons geloof. God weet dat jou geloof jou onsaglik ver kan dra. Dis nie 'n geval van God kom net in en maak dit reg nie. Job kom uiteindelik tot aanbidding in die grootste verliesdag van sy lewe. Of so moes hy seker gedink het. Maar soos ons almal weet, die verhaal gaan aan en ons lees dat daar verdere gebeure is in die hemele wat plaasvind, dinge waarvan Job wat vir hom net nie waarvan hy onbewus was, wat hy nie kon sien nie. En miskien moet ons vir 'n oomblik hierby stil staan met die eerste lees, want dit kan miskien 'n bietjie vreemd klink. Sommige kan dink dat die sentrale vraag om hierdie boek van winter is, waar is God as ons deur seisoene van winter gaan? En dit is seker 'n goeie vraag om te vra. Maar ek wonder of daar nie 'n ander fundamentele vraag is wat die boek van Job wil beantwoord nie. 'n Ander vraag wat miskien ons kan help, 'n fundamentele vraag van die boek van Job kom van die Satan af as hy vra, maar sal Job gelowig bly? Sal Job gehoorsaam bly as verlies en storms sy lewe tref? Hierdie is seker die eerste en die enigste keer in die Bybel wat ons lees dat die Satan 'n paar goeie vrae het om te vra.
En die Satan beskuldig gelowiges dan van 'n paar dinge. Hy beskuldig ons van so 3 of 4 punte. Hy sê die eerste een, sommige dien God omdat hy goed is vir hulle. Die tweede beskuldiging, sommige dien God omdat ons voordeel trek daaruit in die kultuur wat ons in groot geword het. Sommige dien God uit vrees dat hulle die hemel gaan misloop. En laastens sê hy dan, sommige is bloot gehoorsaam, goedhartig en vriendelik, omdat hulle geseën wil word. Gaan staan 'n bietjie stil by hierdie vraag. Daag jouself uit iewers in hierdie week om bietjie oor hierdie 4 punte, hierdie 4 vrae wat die Satan vra, na te dink. Ons lees dan dat God hierop antwoord, God wil hierop reageer op die beskuldiging van die Satan, hy wil iets regstel, hy wil geleentheid gee dat daar 'n antwoord kom, maar hier is dan nou die groot, ek wil amper sê, oomblik van vanoggend. God kyk na jou lewe, hy het jou na jou hart gekyk en hy het gesê, ek kyk na die DNA, ek kyk na wat is in jou en dit word my antwoord. Hy weet dat hy alles vir jou gedoen het om sy liefde vir jou te bewys. Sy liefde drup in bloed van 'n houtkruis af. Hy weet dat jy weet dat hy jou liefhet in elke situasie waar jy jouself ook al bevind. Hy weet dat jy dit weet. So met dit in gedagte begin hy dan sy antwoord. Hy kyk na jou en hy sê, hy begin by jou, hy sê, jy is my antwoord. Met Dion se lewe antwoord ek jou. Die manier wat Dion my dien, antwoord ek jou. Ek maak jou stil met Dion se gehoorsaamheid. Ek breek jou krag met Dion se onwankbare geloof in my. En jy kan jou eie naam daarin sit. God het soveel geloof in, hy het soveel vertroue en geloof, dat ek met my lewe antwoord sal gee op hierdie vraag in hierdie wintertyd. God het volle vertroue in jou liefde vir hom. Hy twyfel nie dat jou liefde vir hom nie opreg is nie. God laat Satan verstaan dat sy beskuldigings is vals en van die pad af en verkeerd. Want die kern van enige gelowige se geloof lê in die selfopofferende lewe. 'n Selfopofferende diensbaarheid, 'n selfopofferende liefde wat ek leef ten alle tye. Maak nie saak wat die seisoen is nie. God is so seker dat jy weet dat sy liefde vir jou nooit sal val of vir een oomblik minder sal word nie. Hy weet dat jy weet dat die band wat hy met jou het belangriker is as enige ander ding op aarde. Hy weet dat geen mens of besitting sy plek in jou lewe kan inneem nie. En dit is God se antwoord. Maar Job se seisoen van verlies en van winter is nog nie klaar nie. Satan verlaat die hemel en hy maak Job siek. Job word oortrek met swere soos ons gelees het. Ons lees dat Job se reaksie hierdie keer anders is. Job gaan sit hierdie keer nie op 'n plek van oorbegin nie. Hy begin op 'n plek van die ashoop. Hy gaan ashoop toe. Hy begin te struikel. Ons lees dat Job se vrou ook swaar kry. Kan jy jouself indink? Job kry nie alleen swaar nie. Sy vrou word baie maal in hierdie teks so klein bietjie sleg gemaak, maar onthou net dat sy het ook vee verloor. Sy het ook werkers verloor. Sy het alles verloor. Sy het haar kinders verloor. Job se vrou het ook by die grafte van haar kinders gestaan. En sy moet nou sorg vir Job wat siek is. Job se vrou word simbolies van hierdie innerlike stryd wat aan die gang is. Sy gee uitdrukking aan die gedagtes wat Job waarskynlik iewers in sy onderbewussyn het. Let op Job se reaksie in vers 10. As hy sê, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie.
Ek dink dit is so 'n belangrike vraag vir ons om oor stil te word. Ons sien dat Job begin wankel, hy sing nie meer hard nie. Sy liedere het nou in vrae verander. Sy vrae waarmee Job geworstel het, is nou vrae wat baie gelowiges mee worstel. Is God die soort God wat verlies oor ons pad stuur? Is dit God wat dit doen? Is God regtig liefdevol? Hoor God as ek bid? Job en sy vrou is besig om te stoei met verlies. En ons lees dat Job in al hierdie dinge nie gesondig het met sy mond nie. Maar in sy hart was hy aan die stoei. Net so 'n bietjie verder in Job se verhaal lees ons dat Job se vriende op die toneel verskyn. Nou hier raak dit nou regtig interessant. Toe hulle Job sien, het hulle hom nie herken nie. Hulle het hulle klere geskeur en gehuil. Die Bybel vertel vir ons dat hulle vir 7 dae en 7 nagte in stilte by hom gesit het om hom te probeer troos. Kan jy jouself indink? 7 dae en 7 nagte. Dink aan die krag van hierdie troosdaad. Hierdie daad van liefde en troos teenoor ander het ook later 'n tradisie in die Joodse geloof geword wat vandag nog deel is om Shiva, om te sit, om in sewes te sit by iemand wat rou. Miskien is dit dan wat Paulus in die boek van Romeine ook bedoel as hy sê treur saam met die wat treur. En julle in hierdie tyd waarbinne ons is, moet ons dit as kerk doen. Ons treur saam met die wat treur. Na 7 dae breek Job die stilte. Kan jy dink hoe dit moes gewees het? En dit is so 'n bietjie anders as wat ons lees in hoofstuk 1 waar hy God se naam besing met liedere en in aanbidding kom. Job maak sy mond oop na 7 dae en hy vervloek sy geboortedag. Hy sê hierdie dag moes nooit plaasgevind het nie. Hierdie is die breekpunt. Hierdie is die plek waar Job totaal en al breek. En miskien ken jy iemand wat daar is, miskien is jy daar, dan wil ek vir jou vat na hoofstuk 28. Of voor ons nog daarby kom, wat volg is 28 hoofstukke waar Job met intense bitterheid, kwaadheid en verwarring uitspreek oor sy situasie. En ek is persoonlik verbaas dat van hierdie dinge in die Bybel gekom het, want Job se woorde is so sterk en so oordonderend, dat sy vriende met hom begin stry. Sy vriende begin met hom daaroor stry. Hulle hou sonder ophou aan om een gedagte van onwaarheid aan hom te probeer verduidelik. Dis daardie gedagte wat ek so gereeld in mense se geloof raakloop, die gedagte dat ek iewers iets verkeerd gedoen het en daarom is ek in hierdie situasie. Hulle is van mening dat as jy geseënd is, dan het jy iets gedoen om die gode te beïndruk. Of jy het iets gedoen waarvan hulle hou. En as jy verlies beleef, dan het jy iets gedoen wat die gode nie van hou nie. 'n baie bekende denkwyse rondom geloof. Hierdie gedagtes kom natuurlik uit Mesopotamië uit, so dit is uit die Mesopotaanse wysgeleerdheid uit. En dit het soos 'n veldbrand reg deur Israel versprei en dit is selfs vandag nog sigbaar in sekere mense se geloof. Ek het iets verkeerd gedoen en daarom ly ek. Die wêreld het iets verkeerd gedoen, daarom is ons in hierdie winterseisoen. As jy Job van voor tot agter deurlees, sal jy agterkom dat die middeldeel van die boek redelik herhalend is en sonder enige groot verwikkeling. Dit kan miskien vir jou so voorkom. Dis hoofstuk op hoofstuk van dieselfde argument tussen Job en sy vriende, Job en sy vriende, Job en sy vriende. So herhaal hierdie boek homself. Die skrywer van Job hy wil aan sy gehoor bekend maak wat die rede vir Job se verlies is. Die skrywer wil dit duidelik maak dat Job se gedrag nie sy verlies bepaal het nie.
Job kan miskien self daarop reageer deur te sê, deur die volgende tipe belydenis te sê. Weet julle wat my lewe was? Dit was fantasties. Nou is my lewe verskriklik. Ek is nog presies dieselfde mens. So wat ook al die rede vir my verlies, of wat ook al aan die gang is, daar moet 'n dieper en betekenisvolle rede wees. Die rede vir wat ek beleef moet meer kompleks, misterieus en dieper wees as net iets wat ek verkeerd gedoen het. Want my God is groter, maar ek weet nie wat dit is nie. Hoor wat sê Job? Job sê daar moet 'n groter en belangriker rede wees vir my verlies. Die skrywer van Job herhaal hierdie argument so baie in die middel van die boek, want hy weet hoe verwoestend dit is as mense dink dat swaar kry en verlies net te danke is aan hulle eie dade, aan iets wat hulle miskien gedoen het of iets wat hulle nie gedoen het nie. In hierdie stryd van verlies daag Job vir God uit deur te vra, maar waar kan ek God vind? As ek God net kan vind, sê hy. En in hoofstuk 28 antwoord God hom, die teks sê dit presies, hy sê, en toe het God hom aangespreek in die stormwind. Kan jy jou verbeel as God kom praat in die stormwind, soos nou die aand se storm? God begin te praat. God begin iets oop te breek van hierdie seisoen van verlies. God kom nie net na Job toe terug en begin dan vir hom presies verduidelik wat aan die gang is en wat nie aan die gang is nie. God begin om 'n klomp vrae te vra wat Job nie kan antwoord nie. En persoonlik weet ek nie hoekom God dit doen nie, maar dit is wat God gedoen het. Dit klink so 'n bietjie onregverdig. Maar ek vermoed dat God is besig om aan te dui dat Job 'n beperkte verstaan of 'n beperkte begrip het. Soos almal van ons. Ons het nie die volle begrip van die hemelse gebeurtenisse en ons sal nooit alles verstaan wat aan die gang is nie. Selfs hierdie tyd waarin ons nou is. God se vrae aan Job gee nie antwoorde op dit wat Job moes deurmaak nie, maar dit openbaar aan Job wie God is. God is besig om aan Job oop te breek wie hy is, en dit is wat God kom doen in wintertye. Waar God weet, ons kan nie alles verstaan nie, maar God kom breek homself oop, en dit is waaroor die hele verhaal van Job gaan. Die verlies, dis 'n verliesverhaal, wat vir Job die wegspring is om te leer wie God is, om dieper te groei in wie God is. Die primêre skyf van die storie is vasgevang in Job 38 en dis pragtig. Julle moet dit regtig in jou Bybel gaan merk. Job 38 vers 25 tot 27 wat sê: wie het vir die stormreën 'n pad oopgekap? En ons gaan dit nou luister. Chantal gaan dit vir ons lees. So kom ons luister saam. Job 38. Wie het vir die stortreën 'n pad oopgekap en vir die donderwolke hulle koers bepaal, sodat dit reën in 'n land waar nie mense is nie, in 'n woestyn waar niemand woon nie, en 'n droë dor land deurnat word, sodat daar groen gras uitspruit. Sien wat Job waarskynlik hier gehoor het, was kommerwekkend, want water is kosbaar. Sy land was droog en woestynagtig, water is lewe en water word nie gemors nie. Maar God is besig om die gordyn van wie hy is aan Job oop te trek. God is besig om aan Job te wys dat hy goed is. Hy is besig om aan Job te wys dat daar geen rede is nie om vir hom te twyfel dat God goed is. God gee oorvloediglik aan alles, aan almal, oral oor die aarde. Die rede vir jou verlies is bo jou begrip. Maar in jou verlies breek ek aan jou oop wie ek is. Want as jy weet wie ek is en hoe groot en wys en liefdevol ek is,
dan sal dit jou deurdra, selfs in die grootste, misterieuse verliesoomblik van jou lewe. Langs jou kinders, ouers, vriende en familie se grafte kan jy staan. Langs die plek van verslawing en seerkry kan jy staan. Jy kan selfs in die afwagting van iets wees en sê, wie ek is vir jou, is oor genoeg. Glo dit, neem dit, vat dit, maak dit jou eie. Job het vasgehou aan wie hy geweet het, God was te midde van die feit dat hy nie die hemelse gebeure kon verstaan nie. Hy het geweet dat sy geloof in die grootste verliesoomblik van sy lewe, vandag nog, oor soveel jare heen, oor soveel kontinente heen, in soveel tale, deur soveel verskillende mense, ons leer wie God is. Job het dit nie geweet, toe dit gebeur het nie. Die skrywer van Job moedig jou aan om ander in hulle verlies aan te moedig, by te staan en te herinner aan wie God is. Jy hoef nie vir hulle te sê dat dit oukei gaan wees nie. Jy kan hulle net wys in die rigting van God. Ons verlies en ons lyding beteken meer as wat ons ooit van kan droom of dink. Dit skuif wêrelde en mense in alle ewigheid. Almal van ons lewe soms in seisoene van winter. Almal kry iewers swaar. Sommige van ons kry vandag baie swaar. Waarom? Ek weet nie hoekom nie. Hoe lank sal dit aanhou? Ek weet nie hoe lank dit sal aanhou nie. Maak jou reaksie saak. Jou reaksie maak meer saak as wat jy ooit kan dink of droom. Moenie laat gaan nie. Jou God is die koning van die heelal. Mag die Here jou ryklik seën. Mag die Here jou omvou in sy liefde. Mag daar nie een oomblik wees wat jy twyfel in God se grootheid.